vat en my hand neem en my lei daardeur. Maar wil ek graag almal uitnooi om elke aand kom na die dienste toe. So verstaanbaar as daar 'n werk is of iets wat in my pad is wat van voorkom dat ek nie kan kom nie, maar as daar waar dit nie 'n rede is nie, asseblief kom geniet die geleentheid, kom leer oor die Heilige Gees. En soos ons nou wel gesien, julle kan nou sien, die oorhoofse tema ook vir hierdie week gaan wees die persoon en die werk van die Heilige Gees. En ons gaan later by daai prentjie uitkom. Ek weet is nou baie interessante foto. Veral nou in kerkverband, hoekom sal dit nou so wees? Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit net eers die oë, gee ons die diens aan die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie en jou bewaarder kan nie sluimer nie. Amen. Ons het 'n openingslied voorberei. Ek sien eintlik ons moet nou nie. Okay, ons gaan nie vir nou die openingslied sing nie. Ek dink nou met my laptop daar agter is dit nou so 'n bietjie de mekaar. Sal dalk in die toekoms 'n stokkie of iets gee, maar kom kyk ons maar net hoe dit uitdraai. Maar ek wil graag vanoggend wil ek met julle die wet en dan ook die geloofbelijdenis hanteer. Waar ons ook bely van wie God is en dat die Heilige Gees deel is van die drie eenheid. Nou ek lees vir die wet vanuit Markus 12 vers 28 en 31. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is: hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Ek nooi jy uit om saam met my staandig, dan doen ons staande belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en dan direk daarna gaan ons gesang 245 sing, vers 11. Okay. Ek lees vir. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Nou gewoond raak in hierdie oorstukkie van my, of van die kerk, maar terwyl hulle oorskakel wil ek jy so lank nooi om saam met my oop te maak by die skriflesing vir vanoggend se boodskap is Johannes 16 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Johannes 16 vanaf vers 1 tot en met vers 14.
Ek lees weer die woord van die Here. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Ek vra vir die mans wat dit moontlik is om te staan, dat u sal staan en bid ons saam. Almagtige Heer en Hemelvader, ek wil u dank, Here, vir hierdie wonderlike tyd, Here, waar ons dit herdenk hoe u in die Gees gekom het, om ons te help, om ons te lei, en Here, om ons op te tel. Ek wil u dank, Here, vir alles wat u doen, dag na dag, sekond na sekond. Die manier hoe u voorsien, die manier hoe u help, die manier hoe u ons dra. Waarlik, dankie daarvoor, Here. Here, ek wil graag bid vir die gemeente en ek vra dat u asseblief vandag met hulle sal werk. Dat u in hulle harte sal openbaar die woorde en die welgevallige woorde van u woord. Dat u, o Gees van God, die Heilige Gees, in hulle harte sal spreek en hulle sal leer van wie u is. Dat hulle kan weet en u aanbid soos wat dit u moet toekom. Here, ek wil graag bid vir die gemeente en vir die mense wat siek is, Here, wat op die siektelys is. Ons het gehoor van baba Zandrey, maar ook van tannie, ek dink Sannie, as ek nou reg onthou, Here, en oom Dirk. En ons het nog so 'n paar mense wat genoem is, Here, maar ek wil graag hulle by u voete kom neerlê en vra dat u hulle sal aanraak. U is 'n God wat wonders doen, Here. U is 'n God wat mense uit die dood kan laat opstaan, Here. So vir u om iemand te genees is nie veel moeite nie. Inteendeel, dit is nie vir u moeite nie. So as dit u wil is, Here, vra ons van u dat u hierdie mense sal aanraak, Here. Dat hulle gesond sal word, Here, en dat hulle sal terugkom na die gemeente, waar ons as 'n familie saamkom om u naam en u woord te hoor. Asseblief, Here. So wil ek ook graag bid vir hom Wiets wat verjaar, Here, dat u asseblief hom sal seën in hierdie tyd wat voor lê, Here. En as u vertoef om te kom, Here, om nog vele jare sal spaar, Here, waar hy naby sy familie kan wees, Here. Naby aan sy geliefdes, naby aan ons wat die medebroers en susters is in sy geloof, in die geloof. Ek dank u, Here, dat ons hier kan wees. Waarlik dankie. Wil u dankie sê vir die geleentheid, Here. En ek vra, Here, dat die res van die week, Here, dat dit goed sal verloop. Dat waarheid net gedeel sal word met die gemeente en dat hulle dit sal opneem, Here, sal inneem, Here, en hulle harte sal bewaar. Here,
U, o Heilige Gees, is nie net 'n krag nie. U is 'n persoon en U is God. En daarom vra ek Here dat in vandag se diens die mense dit sal raak sien. Dat hulle sal besef wie U is en dat hulle U sal loof en prys en aanbid. Gee al die eer aan U, want al die eer kom U toe. Bid dit in die groot en heilige naam alleen, Here. Lei ons en bewaar ons, want ons is afhanklik van U. Amen. Ek sien ek moes hierdie twee nou anders te omgesit het, maar is oké. Nou, die oorhoofse tema, soos ons reeds genoem het, is, wat ons hierdie week gaan hanteer, is die persoon en die werk van die Heilige Gees. En ek wil graag tot inleiding van hierdie reekse vir julle 'n verhaal vertel. Nou soos julle reeds gehoor het, ek kom van George af en naby aan George is daar Victoria Bay en Harold's Bay. Nou, een van my tannies, Tannie Burns, sy kom van Tweespruit af en sy's daar onderwyser. En so elke nou en dan, so in die vakansietye, nie elke vakansie nie, maar net so elke nou en dan kom sy bietjie na George toe, na haar familie toe, want my ander tannie Zak is ook daar en haar ma is ook daar, my ouma Martie, vir julle nou ook tannie Martie, maar ja, vir my is dit ouma Martie. En sy gaan kom kuier dan nou by hulle. En ek meen, enige iemand wat van die binneland af wil kom, wil graag by die see 'n draai gaan maak. En die een dag het ek dit goed gedink om my tannie te nooi, tannie Zak, tannie Burn en ouma Martie. En as ek reg onthou, was my verloofde ook saam gewees. En ons het gegaan na die see toe, Harold's Bay, ons het daar 'n bietjie gaan rondloop. Nou as jy so, daar's 'n wandelroete, ons het op daai wandelroete gaan hike na Voelklip toe, waar daar 'n pragtige kruis is wat iemand daar jare terug opgesit het. En ons het met hierdie wandelroete opgeloop en teruggeloop en ons almal was maar bietjie moeg en het asem uit en ek meen, soos die ouderdom sekere mense inhaal, is dit ons nog 'n bietjie swaarder om te loop en hierdie hiking trail te voltooi. Maar toe ons nou terugkom toe, dink ek, weet jy wat, ek hoor so die hele tyd in die agtergrond, hulle is lus vir coke. En daar staan so 'n karavaantjie met die mense wat goedjies verkoop en ek gaan toe soontoe en ek kry toe vir ons cokes en ek deel dit nou uit onder ons. En as jy my familie ken, eienaardig genoeg 'n glas koeldrank of 'n botteltjie koeldrank hou nie lank nie. So dat ons 'n paar asems later en daai botteltjie was leeg. En ons stap daarom nog so, maar ons het op die strand gestap terwyl ons dit gedrink het en terwyl ons nog so stap en my tannie se leeg is en myne leeg is en ek dink tannie Zak se was nou nog nie leeg nie of iets soos dit. En ons het onsself gekry toe ek kyk, toe is my tannie Win besig om vir haar seesand in hierdie botteltjie in te stop. En ek vra toe maar vir haar hoekom. En haar hele idee was dat die kinders wat by haar skool is relatief arm mense. Nie noodwendig almal nie, maar 'n hele paar van hulle is arm mense wat nooit die geleentheid sal kry om see toe te gaan nie. Nooit. En sy het gedink, dalk met hierdie sand kan sy net vir hulle 'n idee gee. Hoe voel seesand? Hoe lyk seesand? Dat wanneer hulle die prentjie sien, dit net vir hulle 'n bietjie meer dieper kan mens dit sê, dieper verstaan het van wat aangaan, van hoe die strand is, hoe dit is om daar te wandel. En ek het daar by gestaan en ek het hierdie sand ook saam in my botteltjie gegooi wat ook al lankal leeg was. En daar was nog 'n botteltjie wat leeg is en ons maak hierdie botteltjies vol. En kort voor lank 'n ruk later, toe is my tannie nou weer met die bus terug Tweespruit toe. Nou, wat die tannie probeer doen is, sy het met 3 botteltjies sand vir die kinders 'n idee probeer gee van hoe is die strand? Hoe is dit om daar rond te loop? Hoe lyk dit? Hoe voel dit? En dit gaan dieselfde konsep wees met die boodskappe wat die week wat ons die week gaan hanteer. Dit gaan elke boodskap is maar net 'n botteltjie sand, 'n klein hoeveelheid inligting oor die Heilige Gees. Ons gaan 'n idee kan kry, ons gaan dalk 'n idee hê van hoe dit voel, wat die Heilige Gees doen en so, maar ons gaan nooit die voller beeld, die voller werk, die volle persoon van die Heilige Gees kan raak sien nie. Hy is te groot vir ons om te verstaan. So ek wil graag met die eerste boodskap
wil ek nou hierdie eerste botteltjie sand oopmaak, dat ons na hierdie sand kan kyk, dat ons kan kyk na, maar wie is die Heilige Gees? En dit gaan ook ons tema wees, en dit is, wie is die Heilige Gees? En ek wil graag vir die teks van oordenking ook van vanoggend se boodskap lees, en dit is, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Nou wat hier gebeur is, Jesus is besig om met sy disippels te praat, en hy vertel vir hulle dinge wat in die toekoms lê, dinge wat met hulle gaan gebeur, maar ook met die hele wêreld. Dinge wat van belang is ook vir hulle en die hele wêreld. En hy deel met hulle, en hy sê eerstens vir hulle uit hierdie gedeelte uit, dat hulle vervolg gaan word. En die rede daarvoor is, daar gaan mense wees, wat dink hulle doen 'n guns vir God, om hierdie mense wat nou volgens hulle sedes verkondig, dwaalings verkondig, te stenig, te vermoor, te straf, te slaan, hoe ook al, want hulle dink hulle doen 'n guns vir God. En Jesus sê vir hulle, maar hoekom is dit so? En hy sê vir hulle, dis omdat hulle my en die Vader nie ken nie. Dis hoekom dit met julle gaan gebeur. Hy sê vir hulle vooraf, hierdie goed gaan met julle gebeur. So wees waaksaam. Dit wag. Maar ook, noem hy nou 'n volgende saak, en hierdie saak is dat Jesus gaan weggaan. En as jy die gedeelte lees, dan lees jy dat hulle 'n droefheid het oor hulle gekom. 'n Hartseer. En ek kan eintlik net myself dink, hulle hierdie, dat Jesus nou vir hulle sê, ek gaan weg. Dat hulle dink en voel, maar ons Rabbi, ons meester wat ons nou al so lank vir 3 jaar pad mee gestap het, wat ons alles voorgelos het, gaan nou weg. En ek kan net myself indink hoe hulle daar miskien sit, of hoe hulle staan met hulle koppe na die aarde toe gebuig, en hoe daar moontlik 'n paar trane geval het. Want hoekom moet u gaan? En dan sê hy ook vir hulle, maar julle vra my nie waartoe ek gaan nie. En hy sê vir hulle, ek gaan na my Vader toe. En die rede daarvoor hoekom hy moet gaan, hy sê dit is voordelig vir julle. Dit is goed dat ek moet weggaan. Dit gaan in julle guns wees. Ja, dit is dalk vir julle saak van hart, dit is dalk 'n hartseer saak vir julle, maar dit is nodig. Ons weet, en hy sê vir hulle, daar gaan iemand in my plek kom. Dalk nie fisies, want Jesus, weet hulle, kon hulle fisies gesien het. Maar daar gaan iemand in sy plek kom, en dit is die Trooster. Nou, as jy gaan kyk na die woord trooster, is dit nou maar in Grieks parakletos. En as jy die definisie daarvan gaan bietjie inkyk en bietjie ondersoek instel, dan wys dit daarop dat dit verwys na iemand wat bereid is, wat reg is, wat by jou sy staan om jou te ondersteun, om jou te dra, om jou te help. En dis juis hoekom dit voordelig was, dat die Trooster moet kom, sodat hy die disippels kan bystaan, sodat hy hulle kan dra, sodat hy hulle kan help in die tyd wat hulle die evangelie moes deel, sodat hy vir hulle krag kon gee, sodat hy vir hulle gawes kon gee, sodat die evangelie verkondig kon word. En dit is nou juis die Trooster. Vir ons as sy kinders, hy is ook by ons. Hy moes kom. Nou, in die algemeen het ons 'n probleem. Wanneer ons kyk na die Heilige Gees, wanneer ons vra en dink, wie is die Heilige Gees? Is daar eintlik 'n tipe van 'n hartseer tendens, dat vele mense die Heilige Gees net sien as 'n krag,
as die krag van God. En dat hulle hom nie self sien as 'n persoon en as God nie. En om eerlik te wees, my fondamente was nie te lank terug nie, was geskit. Toe ek 'n boekie gelees het, as ek reg het, van R.I. Torrey oor die Heilige Gees. En hy juis hierdie saak tevore bring en hy sê, daar's mense wat die Heilige Gees sien as slegs 'n krag. En toe ek tot 'n besef kom, maar ek sien nie die Heilige Gees reg nie. Ek loof en prys nie die Heilige Gees vir wie hy waarlik is nie. Hy is nie net 'n krag nie, maar hy is 'n persoon en hy is God. Nou is u ook van, miskien jy so sit en nou dink, maar hoorie, nou dat hy dit sê, nou dat hy dit noem, hoe sien ek die Heilige Gees? Hoe sien u die Heilige Gees wat op die oomblik hier sit? Sien u hom as God en as 'n persoon wat geloof en geprys en dankbaarheid teenoor getoon moet word? Of sien u hom slegs as 'n krag wat aan u gegee word om die daaglikse probleme aan te vat? Sien u hom dalk as 'n krag wat net daar is om u te dra deur die lewe? 'n Krag wat vir u in staat stel om sekere take te doen. As dit so is, as dit u siening is vandag, wil ek graag hê jy moet luister na hierdie boodskap. Dat ons hierdie botteltjie kan oopmaak en u miskien 'n beter idee, 'n beter verstaan kan kry van wie die Heilige Gees is. En dat u hom sal sien as God en 'n persoon. Dit bring ons weer eens net terug na die tema toe en dit is, wie is die Heilige Gees? Hoe sien u die Heilige Gees? En nou die doel van hierdie boodskap is eenvoudig. Die doel is daar gestel, die boodskap is daar gestel, sodat u kan weet wie hy is. Sodat u vandag as jy huis toe gaan en hom nie geken het as God nie, en hom nie geken het as 'n persoon nie, dat u vandag huis toe sal gaan en na die Here sal sê, Heilige Gees, God, ek is jammer dat ek u beroof het van eer, van lof en aanbidding. Maar Here, ek sien nou, u is waarlik 'n persoon. Dit is die doel. En dit is ook belangrik vir hierdie hele reeks, juis omdat ons veral gaan fokus op die werke van die Heilige Gees. Want dit help nie ons fokus op die werke van die Heilige Gees, maar u wat hier sit weet nie wie die Heilige Gees is nie. Nou, ons gaan in die gedeelte, gaan ons kyk na verskeie punte, ons het 2 hoofpunte wat ons gaan hanteer, en onder daai hoofpunte is daar verskeie onderpunte, waar ons gaan na die wese gaan kyk van die Heilige Gees, en wie hy is. En die eerste gedagte is, die Heilige Gees is God. Hierdie is die eerste hoofgedagte. Nou Handelinge 5 vers 3 tot 4 sê, toe sê Petrus vir Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God, die Heilige Gees. Ananias was gierig, hy wil nie dit wat hy gekry het vir die land wat sy plek wat hy gehad het, die besittings wat hy gehad het, toe hy dit verkoop het nie. Hy wil dit nie in volheid gedeel het met die res van die gemeente, soos die res van die lede van die nuwe liggaam van Christus gemaak het nie. Hy wil vir hom 'n gedeelte terughou het. En toe hy dit geneem het, het hy dit voorgegee dat dit die volle bedrag is. Maar dit was nie. En dis toe Petrus nou vir hom sê, jy het nie vir ons gelieg nie. Jy het vir die Heilige Gees, jy het vir God gelieg. En dan weet ons, Ananias het dood neergeval. En kort voor lank het sy vrou ook daar aangekom, terwyl hulle nog besig was om hom te begrawe.
en sy het dieselfde leuen vertel, en sy het ook teen God, die Heilige Gees, gelieg. En sy het ook net daar dood neergeval. Behalwe dat die woord net eenvoudig sê, dat die Heilige Gees God is daar ook ander wonderlike, kosbare voedsel vir ons, waar ons kan sien, dat die Heilige Gees in sy wese God is. Ons sien, en ons kan kyk na die idee dat van sy attribute. Ek hoop nou nie, hy gooi. Ok, daar is hy. En dan sien ons, die attribute van God, van die Heilige Gees, bewys sy godheid. Nou, wat is attribute? Nou, dit is ook maar 'n vraag wat ek myself moes gevra tot die voorbereiding van hierdie boodskap. En dit is niks anderste as, dit wys op 'n persoon of 'n objek se wese, sy eienskappe. So, ek weet nou nie, hier is soveel kom ons sê, kinders wat op skool is, maar ek hoop daar is vele van u wat dit kan onthou. 'n byvoeglike naamwoord. Nou, 'n byvoeglike naamwoord is gebruik om die selfstandige naamwoord te beskryf, en mens kan nou maar sê, die selfstandige naamwoord is 'n persoon of 'n objek. En dit is maar wat 'n attribuut is. Dit is 'n kenmerk wat uitstaan van die wese, nie noodwendig uitstaan nie, 'n kenmerk van die wese van iets. Nou, as ons gaan kyk, dan sien ons eerstens dat die Heilige Gees is ewig. En ek wil graag hierdie teksvers vir julle lees. Hebreërs 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. As daar iemand wat dalk vrymoedigheid het om vir my te probeer sê, wat is die byvoeglike naamwoord wat die wese van die Heilige Gees in hierdie gedeelte beskryf? Ek het dit eintlik nou vir julle genoem. Ok. Ewige. Daar sê. Die Heilige Gees is ewig. En wat ek wel verpligtig wil noem is, die attribute wat ons hier hanteer, is attribute wat net aan God, aan God se wese, wat aan ons bekend is, aan God se wese. Dit kan nie by enigiemand anders te gesit word nie, behalwe hy self. Nou, as ons gaan kyk, hierdie eienskap, hierdie kenmerk van God, dat hy ewig is uniek aan God. En daarom, die Heilige Gees word hierdie kenmerk gegee, sy wese word gegee, en hy word as ewig beskou. Nou, as ons lees in die Bybel, en as ons 'n bietjie gaan praat op 'n dogmatiese taal, dan kom jy by 'n punt wat jy, waar jy sê, die Heilige Gees is vanuit die Vader, en vanuit die Seun, Jesus, gegenereer. So ook lees ons dat Jesus vanuit die Vader gegenereer is. Nou as jy bietjie gaan kyk daarna, genereer, as ons dink aan iets wat gegenereer is, dan is dit iewers op 'n tyd, het dit nou begin gebeur. Maar dit is wel nie die saak met die Heilige Gees nie. Hy is nog van die begin af, daar is nie begin aan ewigheid nie, sorry. Vir ewig en vir altyd was hy uit God, uit die Vader en die Seun gegenereer. En is dieselfde saak met die Seun, Jesus. So hy is nog altyd daar gewees. Nog altyd, vir ewig het hy saam met die Vader en die Seun bestaan. Nou, as jy gaan kyk, die Heilige Gees, as jy kyk ook na die woord genereer, dit wys nie daarop dat hy geskape is nie. Want iets wat geskape is, het 'n begintyd. En God is nie soos ons, of soos die engele nie. Hy is nie geskape nie. So hierdie unieke eienskap kan slegs aan God toegeëien word. Hierdie kenmerk kan slegs aan God toegeëien word. En daarom is dit ook duidelik in die wese van die Heilige Gees, dat hy God is. Maar ons wel nog 'n paar wat ek met u wil hanteer. Psalm
139 vers 7 tot 10 sê: Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad? Gaan ek by die uiteinde van die see woon? Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Dis 'n baie kosbare vers. Maar die psalmdigter skryf, hy sê, daar's nêrens waar hy kan gaan waar die Heilige Gees nie is nie. En dit wys op sy alomteenwoordigheid. Hy is oral teenwoordig. Weereens net 'n kenmerk wat aan God toegeëien kan word. Nou, wanneer die psalmskrywer dit nou wel skryf, wat ook mooi is hy sê hy wil vlug van die Heilige Gees, want hy skaam. Moontlik is dit omdat hy sonde doen, sonde besef gehad het, hoe ook al. Hy skaam, hy wil vlug van die Heilige Gees, maar hy kry dit nie reg nie. En dis dieselfde saak met ons kan nie wegkom van die Heilige Gees nie. Maar as jy dink daaraan en jy dink aan daai eerste gedeelte, dan kom dit voor asof hierdie psalmdigter eintlik negatief is oor die saak, want hy wil wegkom van die Heilige Gees, maar hy kan nie. Maar as jy eintlik verder lees, dan sien jy dis eintlik glad nie sy gesindheid teenoor die saak nie. Dit is vir hom iets positief. Want hy sê, die Heilige Gees lei hom. Die Heilige Gees neem sy hand. Hy is in die regterhand van die Heilige Gees. En vir ons wat sy kinders is dit 'n wonderlike beeld. Dit voeg eintlik net by die idee en die naam trooster. Dat hy ons bystaan, dat hy ons ondersteun, dat hy daar is om ons te dra. Dat hy daar is om vir ons krag te gee. Nie dat ons krag ontvang nie, dat hy krag is nie, maar dat hy die een is wat die krag vir ons gee. En dit is net wonderlik om te weet en te sien hoe die Here ook omgee oor ons. Hy sê, al gaan ek tot by die hemel, u is daar. Al gaan ek tot die doderyk, u is daar. Al gaan hy tot die verste deel van die oseaan, u is daar. En dit is dieselfde geval met een en elkeen van ons. Ons kan gaan waar ons wil. Die Heilige Gees sal altyd met jou wees. Altyd. Want hy is alomteenwoordig. En hy is altyd bereid om u te dra. Gaan hy nou. Lyk my so hy's op sy stretch. Maar wat ek wel ook wil uitwys is, hy vra, gaan ek na die hemel? Gaan ek na die hel? Hy kan nie ontsnap van die Here nie. Dit is so 'n retoriese vraag. Ek dink ek het al so 'n moontlike onderwyser in die groep geïdentifiseer. Ek is nie seker nie. Maar nou 'n retoriese vraag is 'n vraag wat jy nie op 'n antwoord soek nie. Want jy ken klaar die antwoord. Hy vra, jy weet, waar kan ek gaan? Waar kan ek wegkom van die Heilige Gees? Maar dit is retories, want hy weet, hy kan nêrens gaan nie. En as jy ooit die vraag vra in die gebed, waar is u Here? Ek hoop maar dat dit 'n retoriese vraag is, dat jy sal weet, hy is by u. En dan die laaste attribuut wat ons sien in die Bybel, is eintlik nog, maar die laaste een wat ons gaan hanteer, wil ek graag ook vir Lukas 1 vers 35 lees, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Nou in die teksvers lees ons nou eerstens ook hierdie idee van die krag. Nou, dit mag tog al so voorkom, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Dit klink nou al voor asof met die koms van die Heilige Gees is die krag van God nou teenwoordig.
Maar die aard van die saak is dat die Heilige Gees nie die krag is nie. Dis dat hy die krag saam met hom bring, omdat dit aan hom behoort. Hy besit die krag. Hy is almagtig. En wat mooi is uit hierdie gedeelte, is dat daar 'n titel aan hom toegeëien word. Aan hom gegee word, wat ook net aan God gegee word. En dit is, dat hy die allerhoogste is. Dit wil sê, hy is die hoogste van die hoogste. Daar is niks wat hoër is as hy nie. En daarom kan ons ook nie anders te sê, anders te dink, of anders te glo, dat hy God is nie. Want niks is hoër as God nie. As die Heilige Gees al part was van God, of net 'n krag was, dan sou hy nie hoër kon wees as God nie. Maar, hy is God, en daarom is hy die allerhoogste. As ons na die attribute kyk, is dit vir ons 'n wonderlike bewys van wie God is. Ek sien nou, daar is nou nog 'n gedeelte. Ek het nou heeltemal. Ja, sy baie dankie Tannie. Daar is hy. Nou die laaste ene, ek het nou amper hom gemis, maar ek sal hom vlugtig noem, is die idee dat die Heilige Gees alwetend is. En ek wil graag vir die teksvers lees 1 Korintiërs 2 vers 11, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. En dan wil ek ook graag vir Johannes 14 vers 26 lees, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Net soos wat hy ewig is, net soos wat hy die allerhoogste is, so is hy ook alwetend. As jy hierdie goed bymekaar sit, al hierdie eienskappe, al hierdie kenmerke, kan 'n mens nie anderste om te glo dat die Heilige Gees God is nie. Dit is net uniek. Hy is God. Maar so ook sien ons dat daar is nie 'n attribuut in die Bybel wat vir ons dit bewys nie. Daar is ook dade van die Heilige Gees wat vir ons uitstaan, wat wys op sy Godheid. Ek neem aan baie van u dalk die gedeelte op die bord gelees, so ek is al voorgespring, maar kom ons kyk ook daarna. Nou, daar's 2 eenvoudige dade waarna ons gaan kyk, wat genoem word dat die Heilige Gees dit gedoen het. En dan eerstens sien ons dat die Heilige Gees betrokke was by die skeppingdade van God. Hy was daar toe die skepping gemaak is, toe die skepping geskape is. Job 33 vers 4, die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan kan ek nie anders om terug te dink aan waar ons in Genesis lees, waar God sê, kom ons maak mense na ons gelykenis. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Na ons gelykenis. En dan sien ons dat Job gesê het, dat hy geskape is deur die Gees van God. Iets wat ook net by God gevind is. Ons maak daar goedjies met ons hande, maar ons skaap nie nuwe materie nie. Ons het nie, ons kan nie gaan en iets opwek of iets soos dit nie. Net God kan lewe aan iets gee. Net God kon die lewe by die neus van die mens ingeblaas het. Net God kon dit gedoen het. En daarom sien ons duidelik uit hierdie daad van die Heilige Gees, dat hy God is. Maar dan sien ons ook in 1 Korintiërs 6 vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. En wanneer ons na die teks kyk, dan sê hy, hierdie persoon, julle, nou skryf Paulus aan die gemeente, en hy sê, julle
is geregverdig deur die Gees van God. In die naam van die Here Jesus Christus, maar deur die Gees van onsse God. En wat mooi uitstaan uit hierdie gedeelte is juis hierdie idee dat die Heilige Gees regverdig maak. Dis waarlik net iets wat God kan doen. Net God kan iemand regverdig verklaar. Net God kan iemand reinig. Ons as mens kan dit nie doen nie. Ek wil graag vir lees Romeine 8 vers 33 sê, wie sal beskuldiging inbring deur die uitverkorenes van God? En dan sê hy hierdie woorde, God is dit wat regverdig maak. God is die een wat regverdig maak. Die Heilige Gees, die Gees van God, is die een wat regverdig maak. Hierdie kritiese gebeurtenis in die oomblik van bekering is 'n handeling, 'n daad wat deur die Heilige Gees, wat deur die werke van die Heilige Gees plaasvind. Hy is sonder twyfel God. Maar dan sien ons ook die Heilige Gees is God omdat hy sê. Dan sien ons ook dat die Heilige Gees is God omdat hy deel gesien word aan die drie eenheid. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Toe ek julle gegroet het, het ek julle gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierso bevel Jesus sy disippels om mense te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons weet reeds dat die Vader en die Seun God is. Ons weet dat alhoewel daar mense is wat twyfel dat Jesus God is, weet ons in ons harte dat Jesus waarlik God is. Maar dan sien ons ook dat die Heilige Gees genoem is. Die Heilige Gees is nog 'n persoon wat God goed gedink het om homself aan ons te openbaar. Wanneer ons kyk na die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is dit omdat God gekies het om vir ons as mens homself so te openbaar. Sy klink as 'n klank of iets nou opstyg, maar dis oukei. Dis iets. Verskoon julle. Ek het nou gewonder, nou klink asof dit 'n stofsuier is, nou wonder ek nou waar sal dit wees? Maar die aard van die saak is julle, is dat al drie hierdie persone, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is God. En dat God het dit so gekies om vir ons homself so te openbaar. Dat ons hom beter moontlik kan verstaan. Dat ons miskien 'n beter idee het van die karakter, die voller beeld van God. Ek wil dit nou half nie heeltemal so stel nie, maar dis dalk 3 botteltjies waar die Here homself in vir ons probeer wys dat ons 'n idee het van wie hy is. En God sal hom nie self, sal nie die Heilige Gees daarin ingesluit het as hy nie ook 'n persoon van God was nie. 1 Johannes 5 vers 7 sê dit mooi, want daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord wat die Seun is en die Heilige Gees. En hy sê hierdie mooi woorde, en hierdie 3 is een. Hulle is God. Nou ek weet daar's baie mense wat daar buite is wat sê ons dien 3 gode. Maar dit is nie so nie. Ons dien 3 persone wat God hom aan ons as voorstel, aan ons openbaar. En dan, dit wil sê, ons dien een God. Dis 'n baie moeilike begrip. En daar's baie dinge wat ons nie daarvan verstaan nie. Maar wat ons altyd moet onthou, hulle staan nie los van mekaar nie. Hulle is een. Onthou dit altyd. En as jy daai beeld vir iemand kan skep, wat nou jy sê ons glo in vele gode, dan kan hulle oë miskien oopgaan en sien dat dit slegs God is
wat hom so vir ons openbaar. Nou ons het nou gesien en ons het gekyk na die godheid van die Heilige Gees. En ons het eerstens gesien dat hy ewig is, dat hy alomteenwoordig is, dat hy die allerhoogste is, dat hy alwetend is, dat hy die skepper is, en dat hy die regverdigmaker is. Maar ook dat hy deel is van die drie eenheid. En as ek so na die tyd kyk, gaan ek 'n bietjie vinniger gaan in die volgende gedeelte. Nou die volgende onderpunt wat ons gaan hanteer, is die Heilige Gees is 'n persoon. Ons weet nou klaar dat die Heilige Gees God is, maar nou moet ons hom ook identifiseer as 'n persoon met sy eie karaktereienskappe, met goed kenmerke wat aan hom toegeëien word. En veronderstel ons praat nou oor 'n persoon. Wat kom in die gedagtes op? U dink moontlik nou aan iemand wat sit of staan met bene, voete en 'n kop. Maar die aard van die saak is, dit is nie wat 'n persoon is nie. Daar is 3 faktore wat 'n persoon maak. En die eerste een is eenvoudig, dat die persoon moet kennis hê. En dan sien ons in 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11 en dan vers 13, dat die Heilige Gees kennis het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God, want wie van die mense weet wat in 'n mens is? Behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Dit word vir ons so duidelik deurgegee dat die Heilige Gees kennis het. En wat kosbaar is van die idee dat die Heilige Gees kennis het, en omdat hy die trooster is dat hy ons bystaan, en ons wil lei, sodat ons op die regte pad kan wandel, en hy doen dit, deur om sy kennis met ons te deel. Nou, hoe deel die Heilige Gees sy kennis met ons? En is eenvoudig. So 'n bietjie minder as 2000 jaar terug, was daar 'n boek geskryf, wel eintlik 'n versameling van boeke geskryf. En dit is die Bybel. Die Heilige Gees het mense geïnspireer om die woord te laat skryf, sodat ons kan weet wie is God. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, so mooi teksverse. Die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Heilige Gees neem hierdie kennis wat hy het van God, en hy het vir ons laat opskryf in die woord van die Here. En deur ons wat die woord lees, en die Heilige Gees wat hierdie woorde vir ons lewend maak, sien ons wie is hy. Daai kennis deel hy met ons. Maar dan sien ons ook dat die Heilige Gees gevoel het. Nog 'n faktor wat 'n persoon maak. Nou Efesiërs 4 vers 13 sê, en bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing, en bedroef nie die Heilige Gees nie. Dis 'n gevoel. Romeine 15 vers 30, maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Droefheid en liefde, gevoelens wat die Heilige Gees het teenoor ons, teenoor die kinders van God, maar ook nie net teenoor die kinders van God nie, teenoor die verlorenes daar buite, want hy wil hê hulle moet gered word. Ons weet dat hy omgee oor ons. Hy is nou juis die trooster wat ons in sy hand vashou, wat bereid is om ons te dra. Veronderstel hy het nie gevoelens gehad nie. Veronderstel hy het nie liefde gehad nie.
dan sal dit niks gebaat het nie. Maar die Heilige Gees is 'n persoon wat kennis het en gevoelens het en wat ons wil leer van hierdie kennis, sodat ons op die regte weg kan wandel. In sy liefde leer hy dit vir ons. En dan net soos ons, geliefde broeders en susters, veronderstel ons leer iemand om iets te doen. Ons leer byvoorbeeld 'n persoon wat vir ons werk, hoe om 'n taak te verrig. En jy het vir hom alles gegee oor hoe om hierdie taak te verrig. En hy gaan nog steeds gaan in sy eie rigting en maak 'n fout en doen iets verkeerd. Wat gaan jy ervaar? Droefheid. Die Heilige Gees leer ons hoe om op hierdie weg te wandel. Hoe om in sy wil te wandel. Want hy is lief vir ons. Maar veronderstel ons gaan van daai pad af, dan gaan hy bedroef wees. Hy is 'n persoon. En dan sien ons ook laastens dat die Heilige Gees 'n persoon moet 'n wil hê. En die Heilige Gees het 'n wil. 1 Korintiërs 12 vers 11. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou in hierdie hoofstuk wat ons lees, gaan dit oor die gawes van God wat hy aan mense gee. Sodat daar in die kerk, sodat daar in die evangelie sekere werke gedoen kan word wat goed is in die oë van die Here. Sodat hierdie struktuur goed kan raak ek nou 'n woord kwyt, maar dat die struktuur goed kan funksioneer. Hierdie gawes gee hy, maar hy gee dit volgens sy wil, want hy weet, die kennis wat hy het, gebruik hy, en hy weet wat is nuttig vir die kerk. Hy weet wat is nodig vir die kerk en vir die evangelie. Die Heilige Gees is God. Maar hy is nie net 'n God wat onbekend is vir ons nie. Hy is 'n persoon met kennis, met gevoelens en met 'n wil. Onthou dit. Hierdie kennis en hierdie wil en hierdie gevoelens gaan hand in hand. Want veronderstel die kerk doen nie goed nie, wat gaan met hom gebeur? Wat gaan gebeur? Daar gaan droefheid in hom wees. Maar omdat hy lief is vir die kerk, omdat hy lief is vir sy mense, vir sy kinders, leer hy hulle in liefde hoe om in sy wil te wandel. Onthou dit. Nou in hierdie boodskap, ten slotte, het ons gekyk na die Godheid en die persoon van die Heilige Gees. En deur om na die wese van die God te kyk, deur die attribute wat hy gedoen het, deur die dade wat hy gedoen het, kan ons nie anderste as om hom as God te sien nie. Maar hy is ook deel van die drie eenheid, onthou dit. Moet dit nie vergeet nie. Moet hom nie as 'n krag sien nie, want hy is nie net dit nie. Hy is nie 'n krag nie. Hy is die een wat die krag besit. Maar so ook het ons gesien dat hy 'n persoon is. En dat wanneer ons tot die Here bid, dat wanneer ons na God bid, dat ons die Heilige Gees kan aanbid as 'n persoon, as die lewende God. Hy wat skape en hy wat regverdig maak. Hy wat ons dag na dag help. Hy wat ons in sy regterhand hou. Hy wat gereed staan om u in 'n moeilike situasie te help. Gaan loof hom en gaan prys hom. In my hart glo ek dat as u hier gesit het en waarlik opgelet het na die boodskap, dat u nou 'n idee kon kry dat die Heilige Gees meer is as net 'n krag, maar dat hy
'n persoon is wat geaanbid moet word. 'n persoon is wat geloof en geprys moet word. 'n persoon is vir wie u in gebed moet dankie sê. Hy is die Heilige Gees. Hy is God en hy is lewend. Hierdie boodskap is 'n oproep van die Here, van God, van die Heilige Gees, dat u wat hier sit, elkeen van u, sal weet wie hy is. Hy is God. Onthou dit. As u nou hier sal uitgaan, as u nou hier sal met die voertuig in die voertuig klim en hier sal ry, dat u nie net sal bid, sê dankie Here vir die diens nie, maar dat u sal sê dankie Heilige Gees vir die woorde wat u in my hart kom plant het. In my hart kom bær het. Dankie dat u, o Heilige Gees, vandag met my kom spreek het. Sien raak wat hy vir u doen en sê dankie daarvoor. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Heer en Hemelvader, Seun en Heilige Gees, ons dankie Here vir hierdie tyd waar ons saam kan kom en kan weet dat op hierdie, nie noodwendig op hierdie dag nie, maar dat ons 'n dag gebruik Here om u te loof en prys, omdat u as die Gees na die aarde toe gekom het. Omdat u as Gees na die aarde toe gekom het en die genade dispensasie begin het, waar u kinders kan gaan en met sekerheid in hulle harte kan weet dat hulle in u hand is. Ek dank u daarvoor. Ek dank u Heilige Gees dat u hierdie boodskap in ons harte kom bewerk het. Dat u hierdie boodskap vir ons kom deurgee het. Dat u vandag kon spreek het. Ek dank u Here vir die leiding wat u gee in hierdie kerk. Waar u mense oprig, waar u mense roep Here om in sekere posisies, amptsposisies te staan, om u te dien in hierdie kerk en hierdie gemeenskap te lei na u toe. Ek dank u Here. Waarlik dankie. U doen soveel vir ons Here, en as dit is Here, dat ons tot en met vandag u nog nie in dankbaarheid by u kom kniel het, en vir u dankie gesê het wat u vir ons gedoen het, Here, vra ek dat u ons vandag sal lei om dit ook te doen. Asseblief, Here. Here, maar ek vra ek, Here, dat ons nie sal uitstap en sal vergeet wie u is nie. Maar dat ons sal weet, u wat lewend is, en wat 'n persoon is wat ons kan ken, by ons is. Wees met hierdie gemeente, o Heilige Gees, dra hulle en ondersteun hulle, want hulle kort u. Bid dit alles in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ek wil u uitnooi om saam met my te staan, dan sing ons die slotlied wat op die bord gaan verskyn. Like
mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen. Nou weer vergeet. Voor die raad. Sorry. Ek wil wel van u versoek doen.